Goeienaand en hartelijk welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal aangeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is P.W. Botha se 1985 voorspellings bewaarheid. Nou, toevallig het ek iewers vandag 'n verwysing na sy Rubicon toespraak van 1985 gesien en iemand het toe ook op X soeke uittreksels sy toespraak geplaas wat ek nou hierso vir ons gaan speel en dan kan ons besluit of PW reg was destyds of verkeerd. Maar dat iets anders, my oog het ook geval op 'n ander berig in Netwerk 24 vandag of op die rapport afdeling. En dit gaan oor Julius Malema. Ek dink ons kan dit so 'n bietjie van 'n inleiding beskou. Dit is al 'n afro-pessimistiese inleiding. Maar nou ja, as jy hierdie boek ook gelees het, Negrologie, waarom Afrika vergaan van Steven Smith, dis een van ons boeke hier onder op die winkel, kan u, sal jy baie beter begryp wat die situasie is waarin ons tans bevind, want dit is eintlik maar net 'n voortsetting van hierdie sogenaamde dekoloniseringsproses wat hom in Afrika afgespeel het oor die afgelope 30-40 jaar. Met dikwels funieste gevolge in Zimbabwe en die Kongo en elders. Trouwens, daar was 'n ander berig ook wat ek nou onlangs gelees het van Erika Gibson wat gaan oor letterlik oor die Kongo en die rol wat die Suid-Afrikaanse weermag daar gespeel het. En blykbaar toe hulle daar aangekom het, was daar absoluut niks. Daar was nie 'n selfoon ontvangs nie en toe het hulle 'n selfoontoring van Suid-Afrika afgebring en hom daar geïnstalleer of laat installeer deur een van die selfoonmaatskappye en toe het mense in daai omgewing vir die eerste keer 'n selfone. En toe het hulle ook die infrastruktuur daar geskep en alles wat nou hier deur die belastingbetaler en die Verenigde Nasies in 'n mate ook gefinansier is, maar op die ou einde het hulle maar net alles opgepak en weer teruggekom Suid-Afrika toe. En blykbaar is die bus waarin die Suid-Afrikaanse soldate van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag vervoer is na die vliegveld toe is met klippe bestook omdat die plaaslike bevolking ontevrede was dat hulle besig was om terug te gaan. Nou ja, maar terug by hierdie storie oor Malema wat vir my nogal interessant is. Eintlik weet ek so half van hierdie verhaal, maar ek kan dit graag net so greepie met u deel. Dis nou in vandag se rapport afdeling. Ou vriend van Malema kry tender bonanza van meer as 1 miljoen rand. Nou die woord bonanza hier is my maar 'n taamlike anglisisme. Ek dink mense kan eerder die woord meevaller daar gebruik of iets van die aard. Maar dan staan daar nou die Ekurhuleni Metro het meer as 1,6 miljard rand aan twee maatskappye betaal wat deur die sakeman Selby Mantata bestuur word. Hy is voorheen saam met Julius Malema in die On Point Engineering korrupsieskandaal aangekla. Mantata is in 2016 deur die Hooggeregshof in Pretoria op aanklagte van korrupsie vrygespreek. Die grootste deel van Ekurhuleni se betalings aan Mantata se maatskappye RSMM Construction en Selby Construction kom van die Metro se departement van water en sanitasie. Ekurhuleni het tot dusver 56 miljoen rand aan RSMM Construction betaal ingevolge die huidige kontrak vir mobiele chemiese toilette, het Zweli Lamini Ekurhuleni woordvoerder gesê. Dit maak RSMM die grootste enkele begunstigde van die kontrak vir chemiese toilette van 1,8 miljard rand, wat deur Mpho Mafole, die munisipaliteit se hoofouditeur, ondersoek is voor sy dood in Junie verlede jaar. Nou, dis interessant, nee, 1,8 miljard rand vir chemiese toilette. Maar dit is nie al nie, hierso kom nou nog die verdere deeltjie, hierso, Mafole is in Kempton Park vermoor 3 dae nadat hy 'n auditverslag ingedien het waarin onreëlmatighede in die verkrygingsproses uitgelig is. Die huidige kontrak wat daarna sy dood aan 15 maatskappye toegeken is, duur tot Junie 2028. Die moordverhoor van Thabani Goodwill Nchalinchali
vermeende huurmoordenaar en enigste verdagte wat in verband met die moord op Mafole in hegtenis geneem is, duur voort. Nou daar het jy dit. Kyk, Malema, ek wil sê Mandela. Ek dink Mandela was maar eintlik net bietjie slimmer Malema, want hy is nooit uitgevang nie. Maar Malema is ook nie eintlik uitgevang nie. Of hy is nou al 'n paar, wel hy het 'n vuurwapen in die openbaar afgevuur, maar dis 'n bietjie soos Al Capone wat vir sy belastingontduiking gevang is destyds in die 1930s in Amerika, maar hulle het hom nie vir die werklike misdade wat hy gepleeg het, is hy nooit voor stok gekry. Nou dieselfde geld dink ek vir Malema, want daar's 'n hele storie rondom Malema se korrupsiesaak, want daar was hierdie advokaat wat hom ook in daai saak oor die vuurwapen in Oos-London verdedig het, Lawrence Hodes. Ja, advokaat van Johannesburg. En hy daar was in hierdie saak daar was 'n been in die Transvaal, 'n been in die Kaap. En hy het dit toe, en die getuies sou mekaar ondersteun het, of die getuies. Maar toe Hodes het reg gekry om die saak in twee te verdeel, en toe het die getuies niks meer met mekaar te doen nie, en toe was daar geen getuies, wat die staat meer voor die hof kon plaas nie. Want het was toe twee aparte sake, en Malema is toe op al twee sake vrygespreek, en hy het daar was seker ten minste 16 miljoen rand daarbey betrokke. Ek dink Malema het seker al naby aan 100 miljoen rand ontvang uit allerlei duistere bronne, vanuit die staat, of die VBS bank, of hierdie ander sigaretman wat vir hom, jy weet, kontant in koeverte aandra, en dis hoe hy mos sy party begin het. Nou ja, dit alles sê van, maar dit is vir die meeste mense daar buite, en ek dink vir die media en so meer, dit is normale demokrasie in ons land, hulle het nie 'n probleem. Daar kom hierdie stories op in die media, maar niemand neem dit so ernstig op nie. En dit lei eintlik nooit tot enigiets nie, dis maar net nog 'n skandaal. En ons is al so gewoond aan skandale in Suid-Afrika, jy weet, ons is al so half vuisfoos, of hoe sal mense dit noem, jy weet, ons is, ja, ons steur ons nie eintlik vreeslik meer daaraan nie. Maar nou ja, kom ons kyk 'n bietjie toevallig nou oor hierdie Rubicon toespraak van PW Botha. Wat presies, nou hierdie berigte, jy weet, in die media was dit 'n berigte, is dit tot vandag toe 'n berigte toespraak, want die rand het agterna geval, en die media hier en oorsee het niks gehou van die toespraak nie, want hulle het verwag dat PW so half van Mandela gaan vrylaat en as dit ware oorgee in die ANC, wel, soos wat PW de Klerk later gedoen het. Maar hy was nie bereid daartoe nie, en hy het so half sy rug styf gemaak, of sy hakke in die grond gekap, en hy was nie lus om so 'n speletjie te speel nie. Maar ja, daarom is dit in die lig van vandag se gebeure en die toestand van die land, is dit nogal baie interessant om net hierdie kort uittreksels uit sy toespraak van destyds te hoor, en ek gaan dit so vir jy speel, en dan so kort bietjie kommentaar lewer, en vra daaroor hoe jy dit sien vandag. Maar kom ons luister gou daarna. Now let me state explicitly that I believe in participation of all the South African communities on matters of common concern. Why don't you cheer me now? Nou, daar sal sê PW, natuurlijk dat, ja, hy is bereid om met mense saam te werk oor gemeenskaplike sake. En daarmee het hy natuurlik tuislandleiers en die stedelike munisipale leiers en wie ook al bedoel. Maar jy weet, in hierdie hele mite oor apartheid wat daar internasionaal ontstaan het of gekonstrueer is, praat niemand daarvan dat daar eintlik reeds in die middel 80er jare 'n vorm van demokrasie in Suid-Afrika bestaan het nie, maar dat die radikale vleuel
mense vermoor het, wat hulle demokratiese regte van destyds wou uitoefen deur stembus toe te gaan, of hulle self verkiesbaar te stel, en so meer. Hulle is doodgemaak, daar's halsnoermoorde op hulle gepleeg, destyds. Maar daaroor hoor 'n mens nooit enige iets nie, jy weet, dit is, demokrasie het soos die môreson deur die wolke gebreek, of iets in 1994, maar ongelukkig, die mag is oorhandig aan mense wat hoegenaamd nie in demokrasie, of in wat hulle noem bourgeois democracy, burgerlike demokrasie, hulle glo glad nie daar nie, en tot vandag toe, dink ek nie, het hulle enige simpatie daarvoor nie. Maar kom ons gaan, luister wat sê PW nou verder. I believe there should exist structures to reach this goal of co-responsibility and participation. But I know for a fact that most leaders in their own right in South Africa, and reasonable South Africans, will not accept the principle of one man, one vote in a unitary system. Nou ja, dit is natuurlik nog 'n faktor, want ek is nou ook besig om hierdie boek wel klaar te lees, hierdie ene oor Smuts en Hertzog en Smuts in die Britse Ryk. Ja, hierdie ou boeke is so interessant, want daardie mense, iemand van G.R.S. Coles, hulle was baie meer belese as hierdie, ja, baie middelmatige meningsvormers van vandag. Jy weet, wat 'n bietjie televisie kyk of iets, hulle dink hy verstaan die wêreld, jy weet, of hy iets in die New York Times gelees, of in die Washington Post, of in die Times van Londen, en dan dink hy het nou die wêreld verstaan. En ja, G.R.S. Coles het die hele, wel, baie interessante goed wat hy daar vertel, maar onder andere oor Smuts. Dis is sommer net so 'n bietjie van 'n tussenwerpsel wat ek hier maak. Smuts het hierdie gedagte gehad dat die Britse Ryk moes voortduur, maar hy het besef dat na die Tweede Wêreldoorlog het daar eintlik niks van die Britse Ryk oorgebly nie, en dat Amerika en Rusland sou voortaan die twee magtigste lande op aarde wees, en Smuts het dit geweet in 1945. Maar toe het hy mense probeer oortuig dat die Britse Ryk moet nou nog steeds onderskraag word, en dit het 'n funksie in die wêreld, en so meer. En hy was baie betrokke by die oprigting van die Verenigde Nasies ook. Maar toe skielik, net toe die Verenigde Nasies nou opgerig is, een van die eerste dinge wat daar gebeur het, is dat Indië, wat ook deel was van die Statebond, was die eerste land wat Suid-Afrika begin aanval het, tot Smuts se skok. Hy het nie verwag dat die Indiërs nou so verskriklike openbare aanval op Suid-Afrika sou loods nie, en van daar af was dit natuurlik net afdraand, en natuurlik die buiteland, die invloed van die buiteland het al hoe groter en groter geword, totdat, hierdie buitelandse groeperings geheel en al in Suid-Afrika oorgeneem het, en dit is natuurlik iets maar die punt wat PW maak, is dat niemand in Suid-Afrika, selfs nie in 1985 nie, wat maar gister was, nie so onlangs nie, eintlik onlangs, niemand sou op daardie stadium een mens een stem aanvaar het nie, en as jy nou kyk na die ou goed wat geskryf is, van die afgelope, die 100 jaar voor 94, van die 19e eeuw af, en selfs, behalwe nou vir die kommunistiese party, en sal ons nou maar sê, die ultraliberale faksie, maar, jy weet, selfs die progressiewe party, in die 70er jare, 1970s, wou nie een mens een stem in Suid-Afrika gehad het. Maar toe skielik net so binne 10-15 jaar het is alles omgedop, en toe nou sit ons met hierdie meerderheidstirannie wat PW voorsien het in daai toespraak van hom. Kom ons luister gaan nou verder nou. Such an arrangement would lead to domination of one over the other, and it would lead to chaos. We can ill afford
the irresponsibilities and destructive actions of barbaric communist agitators. Nou ja, daar het jy die chaos. Nou, dis ook 'n vraag of daar vandag chaos in Suid-Afrika is. Nou, ek weet hier so in Johannesburg, ek het nou weer 'n berig gelees, wat sê dat Johannesburg eintlik bankrot is. Jy weet, hulle skuld nou. Hulle skuld iets soos 12 miljard rand. En wat hulle nooit gaan, hulle gaan nooit daai geld van iewers vandaan kry nie, want hulle kan nie eens hulle lopende uitgawes dek nie, en hier's gedurende waterprobleme, en natuurlik, niemand hou meer stil by die verkeersligte nie, en daar is misdaad, en jy weet, en ons het nou gesien hierdie xenofobiese aanvalle. So ek dink daar is 'n mate van chaos in Suid-Afrika. Nou sou as PW nou praat van die kommunistiese agitators. Ja, hierdie ouens. Jy weet, daar was 200 terreuraanvalle in Suid-Afrika destyds gewees. Nou ja, ek dink as jy 'n bom in 'n supermark sit, ja, dit is, jy weet dan sal jy eintlik chaos. Dit is chaos, per definisie. En dit Maar niemand praat vandag meer daaroor nie, en dit word vandag as heldedade beskou of iets, ek weet nie. Maar kom ons hoor verder wat sê ou PW in daai berigte toespraak van hom. Nou ja, ek weet of hy daar vir Winnie Mandela in gedagte gehad het nie, weet hierdie wrede moordenaars, kinders doodmaak en martel. En natuurlijk, ja, wat sy was met die voorstander van die halsnoermoord. Die halsnoermethode. En hy sê, hulle is op die payroll van die buiteland. En verseker was dit waar. Kyk, PW was seker, hy was redelik goed ingelig. Jy weet, hulle het mos die Staatsveiligheidsraad en al die goed gehad. Dis het hy geweet wat aangaan. Ek dink op daai stadium, van die mense in die buiteland het hom ook ingelig. En daar was al hierdie lande wat eintlik openlik die terreur van die ANC gefinansier het, die Skandinawiërs en die ou Sowjetunie, en jy weet, baie oor die Oos-Europese lande, kommunistiese lande, wat eintlik hulle eie mense ook onderdruk het. Maar wat Suid-Afrika wou omverwerp. En ja, wel, selfs Nederland, die liewe Nederland, ons stamland, die waar Jan van der Beek vandaan kom, hulle het ook miljoene net so aan die ANC oorgedra om terreur te pleeg en ons land te beswadder en uit te kry, misdaad teen die mensdom. Ja, ons was besig om 'n misdaad teen die mensdom te pleeg. Ons het nooit skole gebombardeer nie. Ons het nooit eintlik, jy weet, dit is eintlik die Afrikaner, dit staan in Machiavelli ook natuurlik. Die Afrikaner is eintlik te goed, hy's 'n te goeie mens om eintlik staande te kan bly teen hierdie bose magte in die wêreld. En jy weet, ons het nooit tot die, jy weet, in weerrol van Jean de Kok en al sulke goed, maar dit was klein goedjies daai, jy weet, as jy kyk wat het Israel nou gedoen die afgelope paar jaar, en ja, soveel ander moonthede in die wêreld, wat sommer miljoene mense net so kan bombardeer of doodmaak. Ons het nie eers die ANC se kamp in Lusaka gebombardeer nie. Jy weet, daar is van die ou weermaggeneraals, een spesifiek met wie ek gepraat het, jare gelede, en hy het vir my vertel dat hulle, die spesmagte het reeds 'n baken, 'n elektroniese baken geplant in die kamp van die ANC daar in Zambië. En die mirages sou kom om die plek net plat te bombardeer. En so die einde van die storie gewees het. Jy weet, miskien sou Joe Slovo daar, hy sou dood gewees het. As jy kyk hoe die Israelies nou mense doodgemaak het, jy weet, leiers van Iran en wat ook al. Hoe op aarde Joe Slovo, terwyl hy 'n oorlog, 'n terreuroorlog teen Suid-Afrika gevoer het, hoe op aarde het hy oorleef? Goed, hulle het nou vir sy vrou Ruth First daar in Maputo het hulle 'n briefbom gestuur. En sy is toe dood, maar hoe op aarde Joe Slovo dit oorleef? Ek verstaan dit nie. Jy weet, hy's daar, en hy het blykbaar, as jy nou, ek het mos sy biografie, sy en Ruth First se biografie gelees, en hy het blykbaar in die aande daar in Lusaka, het hy dronk geword,
En dan het hy hier 1 uur, 2 uur in die nag teruggestrompel na sy huis toe. Nou jy weet hoe moeilik kon het gewees het om daai ou net daar so te pot. Ek bedoel, jy weet dit, jy kan dit nie verstaan dat hierdie mense wat nou oorlog, 'n terreuroorlog teen die ou bewind gevoer het, hoe hulle daarmee weggekom het. Dit sê ook vir jou wat se verraad daar reeds in die stelsel natuurlik was. En ja, maar kom ons hoor wat se gevolgtrekking kom raak hy toe hierso. I have applied much self-discipline during the past weeks and months. I've been lenient and patient. Don't push us too far. We have never given in to outside demands, and we are not going to do so now. South Africans' problems will be solved by South Africans and not by foreigners. Nou ja, hoor, maar dit is natuurlijk presies wat gebeur het, is dat Suid-Afrika nie sy eie probleme opgelos nie. Ons probleme is vir ons sogenaamd opgelos vanuit die buiteland, van deur hierdie ander lande, deur die Skandinawiërs in Nederland en die ou Sowjetunie en Kanada, die Amerikaanse Demokratiese Party, en natuurlik die Britse ambassadeur hier in Suid-Afrika wat vir de Klerk voorgeskryf het wat om te doen. En jy weet hoe op aarde, wat 'n regering waar ook al ter wêreld, jy weet gaan toelaat dat 'n ander regering aan hom voorskryf wat hy in sy eie land moet doen, wat sy binnelandse situasie betref, wat sy stelsel, sy politieke stelsel betref. Dis eenvoudig net iets ongeloofliks wat daar gebeur het, en PW het dit so helder gesien, en hy het gesê, niemand gaan aan ons voorskryf nie. Maar dis presies wat gebeur het. En vandag sit ons nou hierso, jy weet, met hierdie stelsel wat nie werk nie, met korrupsie, jy weet, met die Guptas wat ons hier kom besteel het, en jy weet net hierdie aanhoudende diefstal en korrupsie en tierende geweld. En mense hardloop na Amerika toe as vlugtelinge, maar ek sien nou wel, daar was mos nou hierdie week ook 'n berig dat 1000 van die mense is afgekeer. Hulle vlugtelingstatus is nie deur die Amerikaners aanvaar nie, en ek weet nie, soos wat Trump aangaan, en jy weet al die foute wat hy gemaak het met die links en regs oorlog te voer, het hom so ongewild gemaak in sy eie land, dat ek dink nie, hy gaan baie swak vaar in hierdie middeltermyn verkiesings in November, en daar's 'n tamelike kans dat die Demokratiese Party weer die bewind gaan oorneem in Amerika, en wat word dan van die arme Afrikaner vlugtelinge in Amerika? Ek dink hulle gaan op die eerste, as hulle seker nie hulle terug kan stuur nou, as hulle nou eers aanvaar is as vlugtelinge nie, maar hulle gaan net daar, jy weet, die deur toemaak, en dan sit ons maar weer hier vas, of die Afrikaner, daar is nie meer vir hom 'n uitkoms om sommer net op 'n vliegkaartjie te kry Amerika toe, om daar 'n nuwe lewe te begin nie. Nee, dan sit ons maar hier met ons probleme, wat nog as gevolg van hierdie stelsel, wat ons afgelaai is deur die buiteland, wat geen snaars van ons situasie verstaan nie nou nie, en nie in die verlede nie, hulle het nog nooit dit verstaan nie. Alhoewel, ek dink hulle gaan bietjie vir bietjie, soos wat hulle nou meer en meer immigrante in hulle eie lande kry uit die derde wêreld, begin hulle nou dit verstaan. Hulle word nou blootgestel aan aspekte van hierdie soort wanorde en geweld wat ons in Suid-Afrika al eeuwenlang ervaar, en wat ons op 'n stadium ook opgelos het, en wat ons onder beheer gehad het, maar wat ons natuurlik tans tuister, net soos in die ou dae op die oosgrens, of jy weet hier tydens na die Anglo-Boereoorlog, dink ek was daar ook geweldig baie wanorde gewees.
en daar was nog altyd vanuit Lesotho en sulke tipe plekke was daar altyd oorgrens diefstal en van vee diefstal wat ons polisie op 'n manier moes hanteer. Maar hulle het dit destyds gedoen, selfs in die tyd toe daar glad nie tegnologie of kommunikasie was nie, was hulle daartoe in staat. Maar vandag is die polisie natuurlik tot feitelik niks in staat nie. Maar nou ja, ek dink is baie interessant om hierdie iets soos PW se toespraak daar te sien en eintlik wat hy aangevoel het dat hy nie dat hy dit verwerp het dat daar inmenging in Suid-Afrika moes plaasvind en dis presies dit wat toe gebeur het en tot ons eintlik tot ons ondergang gelei het want ek dink nie die Afrikaner kan vandag sê dat hy genaamd enige invloed in hierdie land uitoefen nie. Ek dink ons is heeltemal polities gemarginaliseer en jy weet die Afrikaner stem vandag vir 'n soort van vir die ou progressiewe party of iets of hulle nasate, nakomelinge. En hulle het ook eintlik geen idee nie. Hulle het ook eintlik geen idee hoe om hierdie situasie op te los nie. En hulle gaan ook niks doen om hierdie soort van gevestigde radikalisme en jy weet marxisme, alles wat vanuit die buiteland gekom het, hoe om dit te beveg nie, of hoe om dit teen te staan nie, of hoe om dit ten minste selfs te diskrediteer nie. Want eintlik dra hulle daartoe by om hierdie huidige bestel te bestendig en te handhaaf en goed te praat. En dan maak hulle nog soveel, ons het nou gesien hoe het steenhuis en gemors aangevang van die landbouportefeulje en daar is nog van die ander DA-ministers wat, ek dink onderwys ook, basiese onderwys, ook baie bedenklike dinge aanvang. Nou ja, maar dit is nie alles, ek dink alles is nie verlore nie, ten minste dink ek staar die werklikheid ons in die gesig. En ons kan al hierdie ou boeke gaan lees en bietjie verstaan hoe ons hier gekom het. En ons kan weer vir ou PW luister na wat hy daar in 1985 gesê het. En ek dink nie veel mense kan vandag met hom verskil nie. Ek dink destyds het hulle gesê nee, maar ek weet van regsaf as hy gekritiseer want hulle het nou gesê dis nie nodig dat hy die 3-kamer parlement moes ingestel het nie en jy weet en van links af het hulle gesê nee, maar dis te min, te laat en jy weet, en eintlik moes Suid-Afrika sommer net van die begin af net boedel oorgegee het aan die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Maar ek dink vanuit sy situasie het hy dit eintlik heel goed gehanteer. En was dit nie daarvoor dat daar soveel interne verraad in die nasionale party self was nie, dan sou Suid-Afrika dalk die aanslag oorleef het. Ons moet seker ook vir sekere dinge dankbaar wees, want ek dink jy weet, ek dink iemand soos Rolf Meyer byvoorbeeld, ek is maar net bly dat Rolf Meyer het nie die Britse konsentrasiekampe teruggebring nie. Hy is nou besig om daar in Amerika eintlik hierdie gedagte dat daar genaamd enige geweld of plaasmoorde in Suid-Afrika is, hy is besig om dit te probeer verdoesel of goed te praat. En ek dink onder ander omstandighede sou Rolf Meyer seker, jy weet, almal wat nie saamstem met die ANC nie, sou in kampe ingejaag het en miskien ons anders so, jy weet, soos Jopie Fourie voor die vuurpeloton gesit het of iets van die aard. Gelukkig het Rolf Meyer nooit jy weet, nooit regtig 'n magsposisie beklee nie. Hy is nou ambassadeur in die VSA. Maar jy weet, daar was gevaarlike Afrikaners ook, en gelukkig sou Bram Fischer daar dood in die vroeë 70er jare, ek dink nie as Bram Fischer nog geleef het, wat hy ons nie alles kon aangedoen het nie. So ek dink daar is sekere dinge waaroor ons dankbaar kan wees.
van ons vyande het ja, vroeg genoeg doodgegaan of of het nooit die nodige magsposisies verkry om ons regtig skade aan te doen nie. En op die oomblik lyk dit nie asof vir my asof Malema werklik jy weet, soort van beheer van die land kan oorneem nie, alhoewel mens moet seker nooit niks in Suid-Afrika sal my eintlik verbaas nie. En is heeltemal moontlik dat daar een of ander krisis kan ontstaan en dat Malema die presidentskap verower en dan kan dit nogal woes begin raak. Maar ek dink in so 'n geval sal Malema bewind sal nie baie lank duur nie. Want ek dink die land se ekonomie sal so daardeur geraak word en die rand sal verseker in sy piekie inval en die aandelebeurs en alles wat daarmee saamhang. Dus eintlik sal 'n Malema bewind sal eintlik net die ondergang van hierdie bestel verhaas. Ek dink ons probleem juis op tans is dat dit so half net voortploeter en nooit tot 'n einde kom nie, dat dit net so stadig aan versleg en dan is daar nou, jy weet, en dan is daar nou, ja, so 'n bietjie van 'n oplewing in die hulpbronne mark of die goudprys en dan kry die staat weer geld en dan begin hy weer geld uitdeel vir korrupsie en so meer. Ek dink dit is, jy weet, die feit dat Suid-Afrika nog altyd so minerale hulpbronne gehad het, dit wat Paul Kruger eintlik destyds as 'n soort van eintlik 'n vloek gesien het. Die ontdekking van goud, dit is eintlik dit het Suid-Afrika in die verlede gehelp om te oorleef terwyl daar sanksies was, maar nou help dit die ANC om te oorleef te midde van hierdie ontsettende swak bestuur en swak regering wat ons tans het. Maar nou ja, ek hoop jy het interessant gevind, so 'n bietjie so 'n blik terug in die verlede, en volgende keer dan maak ons weer so, ek het 'n baie interessante ding ook gesien, dat Marine Le Pen en Elon Musk gaan begin saamwerk om Europa te omvorm. Ek sal 'n bietjie meer daaroor probeer uitvind, en dan kan ons dalk volgende keer oor so 'n tipe onderwerp verder gesels. Dus, tot volgende keer, moenie vergeet om 'n boek te koop nie, en teken in op die kanaal as jy nog nie so gemaak het nie, en dan sien ons mekaar binnekort weer. Totsiens.